Here Jesus, dankie vir u grootheid. Here, dit voel so, die oomblik is so groot, mens wil eintlik niks sê nie. Here, u net indrink u teenwoordigheid hier in ons midde. Here, sal u vanoggend met ons praat wat op u hart is. Here, mag ons net dit hoor wat u vir ons wil sê. Amen. Vanoggend is ons tema dink nuut. Dis vir my persoonlik nogal 'n groot uitdaging om daaroor te preek, veral na die afgelope tyd. Dit was na my vakansie toe Heinrich nou vir my sê, ek preek en dis die tema. Toe wil ek eintlik lag en dink regtig moet ek nou daaroor preek, want die afgelope tyd was nogal vir my moeilik juis met dit. So vanoggend preek ek eintlik vir myself. Ek wil begin om vir julle te lees uit Romeine 12. Dis 'n baie bekende gedeelte wat Paulus skryf dit aan eintlik aan gelowiges, kinders van die Here, en hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En dan vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. In die Passion Translation wil ek graag vers 2 net herhaal, dit vat dit net so bietjie eenvoudiger. Stop imitating the idols and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Ek wil eers net 'n paar van die hele ding gaan eintlik oordink nie, so ons gaan spesifiek kyk na vers 2, en die eerste woord wat ek wil hê ons moet oorgesels is gelykvormig. Dis om dieselfde te wees, om soos, om die vorm aan te neem van iets anders. Nou, dis maklik vir ons om te, want as 'n mens deesdae na die wêreld kyk, kan ons maklik dalk sê, maar ek sal nooit so word nie, of ek sal nooit dit doen nie. Maar in Demas was 'n medewerker van Paulus, en ons lees dit in Filemon, en dan lees ons in 2 Timoteus 4 vers 10, want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld lief gekry het. So ons kan nooit roem en sê, maar ek is sterk genoeg, ek gaan nooit in daai struik trap nie. En dan gaan die teks verder, en die volgende woord wat ek wil hê ons moet na kyk is, daai woord wat sê ons moet verander. Baie ander vertalings gebruik die woord transform, transformasie, en daai verander beteken eintlik metamorfose. Dit beteken soos nie net van 'n bietjie verander nie, dit beteken soos 'n totale verandering. As ons kyk na die skoenlapper, daar is 'n teken van die wurm nie. En as jy kyk na die wurm, is daar nie, as jy net die wurm sien, kan jy nie dink dat dit 'n mooi skoenlapper kan word nie. So daai verandering wat in vers 2 van gepraat word, beteken metamorfose. Dit beteken 'n totale gedaanteverwisseling, heeltemal verander. En dit begin van binne na buite toe. En dan wat moet verander? Ons denke, die manier wat ons dink. Want dis vir my interessant dat die teks, as ons kyk na die teks, staan nou nie van verander jou houding nie, of verander jou gedrag nie. Daar staan verander jou denke, want alles begin eintlik in ons denke, en dit spoel oor na hoe ons optree, dit spoel oor na ons houding, en al daai goed. So dis amper soos 'n, wil ek amper sê 'n kettingreaksie. Jy dink iets, en dan doen jy, of jy tree op vanuit jou denke.
En dan, dit is nodig dat ons denke moet verander, sodat ons die wil van God kan ken. Sodat ons kan leiding ontvang van God, om te weet wat om te doen. Nou in Spreuke 23 vers 7 staan daar, want so is hy in sy siel bereken. So is hy. Nou, ons het al baie in die verlede daaroor gesels, so ek wil net vinnig daaraan raak. Die mens is ook as 'n drieledige geskep. Ons het 'n lyf, die body is nou daai deel wat jy kan aanvat en wat nou jou organe al daai goeders bevat, en dan het ons 'n siel en ons het gees. So ons het 3 dele. En in daai sielgedeelte lê ons mind of ons denke. En nou sê die woord daai deel moet verander, want uit daai deel is eintlik wie jy is. Dis eintlik wat jy doen. En ons gedagtes het so groot invloed op ons hele lewe. Ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk daar, hoe beïnvloed dit wat jy dink jou lewe eintlik? As ons mooi en eerlik met onsself moet wees, is wat ek dink, wat in my gedagtes gebeur, bepaal eintlik my ingesteldheid. As ek negatiewe gedagtes dink, dan gaan ek negatief wees, dan gaan ek dalk bekommerd wees, dan gaan in my gemoed gaan ek dalk nie so vrolik en opgeruimd voel nie. So alles wat in my denke gebeur, beïnvloed eintlik my hele wese. Dit beïnvloed wat ek doen, wat ek sê, hoe ek optree. So dit het 'n baie groot invloed eintlik op waarheen ek op pad is, want ons gedagtes en ons denke rig ons eintlik ook. So wat is die goed dan wat ons gedagtes of ons denke beïnvloed? Hoekom dink ek aan negatiewe goed, of hoekom dink ek wat ek nie moet dink nie? So kom ons kyk 'n bietjie. Een van die goeters is ons emosies, en God het ons gemaak met emosies. So emosies self is nie verkeerd nie. Want God was hartseer. Ek meen Jesus het geween toe Lazarus dood is. So emosies kom van God af, maar ons moet kies om ons emosies, want ons kan ons so laat meesleer deur ons emosies, dat ons is so kwaad dat ons uitact en alles om ons wil slaan en breek of verskree. So ons moet kies dat dit nie ons gedrag bepaal nie. Ons moet verantwoordelike beheer neem oor ons emosies, dit verantwoordelik bestuur. Dan natuurlik ons sintuie, want alles wat ons sien goeders, en dit sit ons aan die dink. Ons sien, hier vang, dis nie eers baie kere iets met my te doen nie. Iemand anders te ry amper in iemand anders in, en dan is jy somme ook opgewerk oor daai situasie. So die goeders wat ons sien, laat ons goeders dink, en dan dink ons, maar die ou is onnoosel, kon hy nie vir homself dinkie, en dan gaan ons gedagtes net aan en aan en aan, nee. Ons lees goeders, ons ruik goed, so al daai goed het 'n invloed op wat ek dink. Die kindertjies se foto het ek spesifiek daar gesit, want ons almal kom uit 'n geskiedenis uit, van 'n sekere manier hoe jy groot geword het, hoe jy geleer is in jou huis, en ons kan vir onsself lieg vandag en sê dit het geen invloed op my lewe nie, maar dit het. As jy as kind minderwaardig gevoel het as gevolg van iets spesifieks wat dalk in jou huis gebeur het, sal jy geneig wees om, as iets gebeur, dan dink jy dadelik, maar ek is nie goed genoeg nie. En dan as jy daai gedagte koester, dan raak dit net al hoe groter en groter. So dit speel ook 'n baie groot rol op hoe ons dink oor goeders, hoe ons dink oor ander, hoe ons dink oor onsself. Dan seer kry, en daarmee bedoel ek nie soos jy val en jy beseer jou knie nie, maar daai binne seer kry. Die goeders wat mense vir ons sê,
En partykeer ek lees nou die dag 'n ding wat die persoon sê, moenie glo wat jy dink nie, want jy kan vir jouself lieg. En dis baie waar, want partykeer maak ons kom onsself tot 'n gevolgtrekking. Iemand groet jou nie so vriendelik nie, soos altyd nie, dan dink jy, o jene, ek het daai een te nagekom, ek het iets verkeerd gedoen. Dadelik gaan ons gedagtes mens op loop, hardloop met ons weg, en baie keer kom dit as gevolg van iets uit jou verlede uit. Ek het die geneigtheid om iets gebeur, dan dink ek dadelik, okay, dit was nie goed genoeg nie. Ek moet harder werk, ek moet meer perform het, want dit kom uit my verlede uit. So ek's geneig om eers te soontoe te gaan. As iets gebeur, dan soek ek altyd die fout, ek het iets verkeerd gedoen. En wat nou 'n tyd terug gebeur het, is 'n baie close vriendin het vir my iets gesê, en dit het my totaal en al van balans afgegooi. En dadelik het ek gevoel, so alles wat gebeur het, was eintlik my skuld. Elke keer as iemand 'n issue het, dis eintlik my skuld, want hier's 'n close vriendin en sy sê dit dan nou vir my. So baie kere gaan ons terug ook na iets wat in ons verlede gebeur het. So om daai gedagtes, wat moet ek dan nou doen met dit? Want God sê dan nou, ons moet nie dink. Ons moet die vernuwing van julle gemoed is, ons moet nie dink, ons moet anders dink. So hoe kry ek dit reg en waar begin ek dan nou eintlik en hoe ek wil amper sê, hoe manage jy dit? Hoe bestuur jy jou gedagtes dat jy nie teruggaan na ou goed of daai dat jou gedagtes met jou weghardloop het. Nou dit begin heel eerste moet ons wedergebore wees. Titus 3 vers 5 sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. So eerste, want ons kan niks, ek kan nie eers reg dink op my eie nie. Ek is nie in staat tot dit nie. So heel eerste moet ek 'n wedergebore kind van God wees. En dan vra God, ons het gelees in Romeine 12 vers 1, dat ons liggame moet gee as offer. En ons liggame is alles. Liggaam, siel en gees, nie net siel en gees nie. God wil jou liggaam ook hê. Hy wil jou hande gebruik in sy koninkryk. Hy wil jou voete gebruik in sy koninkryk. So hy wil jou as totale mens hê. En daai deel in Romeine 12 vers 1 is geskryf vir kinders van die Here. Gee jou liggaam, jou volle mens wees. Gee dit as offer vir God. En dan na wedergeboorte begin heiligmaking en is 'n proses. En so is ons denke wat moet verander ook 'n proses. Ek kan nou nie vandag sê, okay, my denke is nou nie en nou se klaar nie. Dis soos 'n aanhoudende proses van die lewe gebeur, goeters gebeur. In 2 Korintiërs 3 vers 18 lees ons, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. En dan moet ons kyk na my liggaam verander, dit wat ek doen verander, maar dit begin alles by ons denke. So my denke moet verander, sodat ek soos Jesus kan wees. Nou ek het baie gedink oor want baie keer voel dit amper vir my, as dit kom by goeders wat ons dink, laat dit my baie dink aan 'n wilde perd, wat net sy eie ding wil doen, en ek ken perde glad nie, so as ek nou probeer om 'n wilde perd te tem, gaan dit een groot fiasco uitloop, want ek sal probeer om iets te doen, maar ek dink dit gaan meer gevaarlik wees vir my as iets anders. En dit voel vir my, dit is so met wat ons dink ook. Self kan ons nie ons gedagtes beheer nie. Self kan ons nie dink wat goed en reg is voor die Here nie. Ons het hulp nodig. Soos wat ons hulp sal nodig hê van iemand wat regtig 'n kenner is om 'n wilde perd te tem, so het ons hulp nodig om ons gedagtes te rig, om ons gedagtes te leer en om ons gedagtes te tem. Sodat ons gedagtes gehoorsaam sal wees aan
en nie net sal weghol met 'n ding en met 'n verkeerde ding nie. En daar is baie uitdagings in die proses van ons is baie keer hard op onsself. Dadelik as iets gebeur, dan mens praat mos hier in jou kop met jouself, sonder dat jy dit eintlik weet. En dan sal 'n mens half raas met jouself, want jy het nou weer 'n ding nie reg gedoen nie, of jy kon dit beter gedoen het, of hoekom het ek dit gesê nie, en dan kan ons partykeer so aanhou op 'n ding, sonder om net te stop. En partykeer is dit nodig dat ons hard met onsself moet praat, en ek moet baie kere vir myself sê, want partykeer is 'n mens jou eie grootste vyand, want daai een negatiewe gedagte kom op in jou kop en dan sal jy aanhou. Waar ek moet baie keer hard wees met myself en net sê, stop dit nou net. En om my net terug te vat, maar wat sê God van my? Hoe dink hy oor my? En baie kere as 'n mens siek is, dan is 'n mens meer weerloos en broos. En ek dink dit was my stryd die afgelope tyd, want ek het vakansie gevat. Toe dink ek, heerlik, gaan rus, dit gaan nou baie lekker wees, en toe raak ek siek, en tot nog in die week het ek regtig gesukkel met my gesondheid, en dis toe wat ek sukkel met my gedagtes. Want nou ek wil so graag doen, maar ek kan nie, want ek het nie die krag nie, en so baie kere as 'n mens siek is, dan is jy meer broos vir negatiewe gedagtes, vir as jy deur 'n moeilike tyd gaan, as jy swaar kry, dan is 'n mens meer weerloos vir negatiewe gedagtes, want dan dink 'n mens alles is so swaar, so mens kan nie eers baie kere die goedheid van God raak sien nie, want alles is net so moeilik. Die mens vergelyk baie kere dan ook met ander mense, met wie dit dalk goed gaan in daai tyd, en hoekom kan daai ou alles hê en ek sukkel so? So die enigste ding hoe ons dit kan regkry om nie te dink. Niks wat ek self gaan doen nie. Ek kan vir my stappies in plek sit. Niks van dit gaan werk sonder die Heilige Gees nie. Want net die Heilige Gees kan ons help om ons gedagtes te vernuwe. Soos wat ons in Titus 3 vers 5 gelees het. Daai laaste stukkie wat sê vernuwing deur die Heilige Gees. Dis net die Heilige Gees wat ons kan help om ons gedagtes te vernuwe, en is 'n konstante oorlog in ons kop eintlik. Van om te dink wat ek uit my menswees wil dink, en om te dink wat God wil hê ek moet dink. Om my gedagtes so te vernuwe. En alhoewel dit net deur die Heilige Gees is wat dit kan gebeur, is daar 'n paar goed wat ons kan doen, wat ons moet doen. En een van dit is, en is nie in 'n spesifieke volgorde nie, is om te praise en worship, nie net in die kerk nie, maar by jouself, of jy nou kan sing of nie. Ons het nou toegang tot al die op internet en die wonderlikste musiek wat daar is, maar om regtig, want dit rig jou, as jy regtig in worship is, waar is jou gedagtes? By God. So dit rig dadelik jou gedagtes, en om regtig musiek te kies wat ons gedagtes rig op God se grootheid, op wie hy is, sy karakter. En nie op altyd, want baie keer kan 'n mens so musiek soek ook, wat jou goed laat voel, wat die hele tyd luister jy goed van, en is nie verkeerd nie, maar ek kry swaar, so die Here gaan my help. Maar om net te wie is God? Sodat ons gedagtes rig op God, sy grootheid, sy goedheid, sy heiligheid. En dan die volgende ene is om regtig in gebed by God stil te staan. Om die oomblik wanneer daar 'n kommergedagte kom, om dadelik dit in gebed vir die Here te gee. En nie
dwel die hele tyd daaraan te dink en 'n oplossing te probeer uitdink vir hierdie situasie nie, maar om dadelik die oomblik wanneer daar 'n kommergedagte is, om dit dadelik na God te vat in gebed. En dan in 2 Korintiërs 10 vers 5 staan daar, dat ek gaan net die gehighlighte deel sommer vir julle lees, wat sê dat ons elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dit behoort amper jou daaglikse gebed te wees. Want ons gedagtes, as ons dit moet loslaat, dan is dit soos 'n willeperd wat net gaan hardloop waar hy wil wees. En die ergste is ons kan ons nie isoleer van die wêreld, van ander mense nie. Jy gaan werk toe, jy gaan skool toe, jy kom met ander mense in aanraking wat nie altyd positief is nie, wat negatief is, slegte goed gebeur en as ek my gedagtes in gehoorsaamheid aan God onderwerp, dan kan dit my help wanneer ek saam met iemand werk wat die hele tyd net negatief is. Want hoe gaan ek maak dat ek nie negatief word nie, en uit myself uit kan ek dit nie doen nie. So om regtig in gebed te waak en die helm van verlossing te dra, om jou gedagtes te beskerm. Dan die wonderlike deel, die woord van God. Ek lag nou sommer, want toe Waldo hoor waaroor ek preek, toe sê hy, lees Bybel, dis al wat hulle moet doen is lees Bybel. En dit is so waar, want dit is die ding wat jou staande hou, en wat jou gerig hou op wat God wil hê jy moet bedink. En in Psalm lees ons, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag, sy vreugde is in die wet van die Here, in sy woord, en hy oordink sy wet dag en nag. Want dit is die ander ding, is ons kan Bybel lees, en dit kan by ons verbygaan, maar om regtig dit te oordink en dit vas te maak, en om selfs ek weet, mense gaan nou sê, maar ek kan dit nie doen nie. Om te leer, om skrif te leer, want wat gebeur wanneer jy swaar kry, wanneer dit moeilik gaan, dan roep die Heilige Gees daai skrif op, sonder dat jy dit gaan soek. Toe ek so siek geraak het toe ons gekamp het, en my liewe dierbare man moes my inbring ongevalle toe, die skrif wat by my opgekom het, is die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Omskryf het vir jou iewers op, al leer jy 1 vers 'n maand, maar ek het nou die voordeel van ek leer dit vir die kinders, so dan leer ek dit sommer saam, wat dit makliker maak, maar om regtig moeite te doen om die skrif te ken, sodat wanneer dit vir jou moeilik is, sonder dat jy dit lees, sal God deur sy Gees dit na vore bring in jou gedagtes. Dan moet ons ook, want soos die leuns wat ons glo, ek het mos net vir julle gesê, ons moenie altyd glo wat ons dink nie, want partykeer is dit nie waarheid nie, om daai leuns in ons lewe te vervang met die waarheid, met God se waarheid. Want anders te kom dit net weer iewers op in jou lewe. Ons kan sê, dit maak nou nie meer saak nie, ons bære dit diep, is nou oor en verby, maar iewers in ons lewe dan kom dit weer na vore. En dan wonder ons partykeer maar van waar af kom dit, dan is dit partykeer 'n ou ding wat gebeur het. En partykeer het ons nodig om die persoon wat daai ding vir jou gesê het, wat so kom vassit dit aan jou om daai persoon te vergewe en te deel met dit, sodat jy kan aangaan. Sodat ek moes mooi dink van waar af, want ek het so klomp mense vergewe en ek was oor dit, maar elke keer kom die ding terug van jy's nie goed genoeg nie. En eendag toe sê vriendin van my, kom ons stop nou net hier.
Kom ons bid en ons vra vir die Here, maar waar was die eerste keer wat dit gebeur het? Van waar af kom dit? En die Here was so getrou en hy wys vir my, op skool in laerskool, het 'n meneer dit vir my gesê, en het hy my vergelyk met my suster, en van daar af, sonder dat ek geweet het, maar van daar af het ek en my suster amper half 'n bietjie, nie uit mekaar uit nie, maar ek het haar verwyd vir goed in my lewe, sonder dat sy eintlik iets gedoen het. En ek het nooit besef van waar dit afgekom het nie. En nou moet ek baie waak teen dit, maar ek kon die oorsprong en ek kon hom vergewe en ek kon die oorsprong afsny in my lewe dat dit nie so effek in my lewe het nie. En ek moes dit vervang met die waarheid. En nou nog baie moet ek vir myself sê, wie sê God is ek? Dat ons daai self, wat ons met onsself in ons kop besig is en praat, dat ons vir onsself sê, maar wie sê God is ek in hom? Wat is my identiteit in Christus? En dat ek dit hardop vir myself sal sê. En dan die ander ding wat nodig is om 'n gemeenskap van gelowiges te hê en vriende. Hier het ons vanoggend gemeenskap van gelowiges. Ons is by die kerk, ons deel saam, ons praat saam oor die woord, maar dit is ook eintlik nodig en belangrik en kosbaar om deel te wees van 'n klein groep. Want baie kere in 'n groter gemeenskap, soos as ons kerk nou lekker vol is, dan raak ons weg. Dis maklik dan ook om weg te raak. Maar in 'n klein groep kan ons vir mekaar omgee, ons kan mekaar bemoedig, ons kan vir mekaar bid, ons kan by mekaar stil staan, so om regtig noue kontak op te bou met ander mense wat die Here ken. Wat vir ons kan help en vriende wat want baie keer is dit net swaar. Ek het 'n vriendin, ek kan regtig blaatant eerlik vir haar sê presies hoe ek voel, sonder dat sy vir my sal preek. Maar sy doen dit so goed, want sy vat altyd my aandag terug na God toe. Sy sal altyd vir my sê, Lizina, dis baie swaar. Ek verstaan so goed wat jy sê, maar kom ons bid. En dan baie keer wil ek skree en dan wil ek sê, maar ek wil nie nou bid nie. Maar aan die einde dan voel dit altyd vir my, ek voel ligter, ek kan weer aangaan. So om daai naby vriend of vriendin te hê wat jou hoor, maar wat jou terugvat na God toe, wat jou aandag terugvat na God toe, dis kosbaar. En dan media, wat lees ons, wat luister ons? En is nie verkeerd om op Facebook en Instagram en TikTok en al die goed is nie noodwendig verkeerd nie. Hang af wat jy luister en wat jy kyk. Maar is dit al waarmee jy besig is? Is dit al wat jy insit? Want ons kan partykeer so klomp goed insit, dat ons moet onthou dat dit wat ons insit is op die ou ende wat uitkom. En as ons net media insit, net negatief, dan is dit wat gaan uitkom, dan is dit wat in jou gedagtes gaan gebeur. En dan die laaste een wat ek dink daar is meer, maar wat ek vir ons het, is dankbaarheid. Want as ons dankbaar is, dan mens kan nie dankbaar wees en negatief wees in dieselfde asem. As julle dit kon regkry, moet julle vir my sê. Maar baie keer in die oggend as ek so down voel, dan begin ek net dankie sê vir eenvoudig goed, nie groot goed nie. En dan wat gebeur met jou gemoed? Dit lig dadelik jou gemoed. So regtig om stil te staan en jou seëninge te tel elke dag. En al hierdie goed is op die ou ende met een groot rede. God wil hê ons gedagtes moet vernuwe, sodat ons sy wil kan ken. Sodat ons sy leiding kan sien, sodat ons die lig kan sien waarheen ons gaan en sodat ons sy vrede kan ervaar. Want as ons bedink wat God wil hê ons moet dink, dan het ons vrede. En Jesaja sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.
So in kort, as ek een sin kan sê, om ons gedagtes te kan vernuwe, om nie te kan dink, het ons die Heilige Gees nodig. Dit kry ons as jy goed aanneem. Maar dan moet ons ook toelaat in vertroue, want ek kan ook nog steeds my eie ding wil doen. Kan nog so daai gedagte wil koester, want daai persoon het my nou te nagekom, so ek wil so 'n bietjie net myself jammer kry en 'n bietjie net daarop, ek wil amper sê aanhou. Waar partykeer vra God net van ons, maar staan jy net terug? Laat my toe. En dit is ons enigste manier wat ons het om te dink wat goed en reg is as ons God se Gees toelaat in ons lewe en ons beheer van ons gedagtes aan hom oorgee, om onsself te onderwerp aan hom. Here Jesus, ons besef dat dit so groot ding is. Here, dit is so 'n moeilike ding vir onsself en veral as dit swaar gaan, Here, is dit so moeilik om te dink wat goed en reg en lieflik en loflik is, Here, want ons neig net so om net die swaar aan te dink en is nie goed vir ons nie en is nie reg nie, Here, en dan is dit ook amper as vir mens nie eers die pad kan sien wat U vir ons het nie, dat ons nie U wil kan sien nie, Here, en sal U vir ons help om regtig onsself te onderwerp aan U leiding, deur ons gedagtes regtig te in gehoorsaamheid te onderwerp aan U. Here, sal U vir ons herinner, Here, sal U vir ons regtig soos help om te waak, Here, deur U skrif in te neem, deur daaroor te dink, Here, en dat ons dit sal opskryf en opsit waar ons dit kan sien, Here, en dat dit so deel sal word van ons lewe, dat ons vanuit dit sal lewe. Here, dankie dat U vir ons alles gee wat ons nodig het om dit te kan doen. Ons bid dit in U naam. Amen. Julle is welkom om na die tyd te kom vir gebed. En ek wil julle seën met 1 Tessalonisense 5 vers 23 wat sê, mag Hy, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Amen. Mag julle 'n mooi dag hê.